steek nie daar. Ek het hom teen jou as 'n mentor gesien. En ek wil net iets kortliks deel. Die stadium van hierdie jaar van kuierings by die plaas. Ek het basies die hele droom en ek kan nie veel alles vir jou vertel nie. Asof wat hy deel in die droom raak, die Here met my besig met wat hy vertel. En die oomblik toe hy klaar gepraat het, weet dan Marie het uitleg. En presies wat sy het gedeel het, die Here dit met my besig geraak het. Van daai dag af het ek regtig ervaar hoe hy vir my hier in die gemeente 'n geestelike vader was. Ons gaan verseker sy nagedagtenis by Christus. Ons is nie baie. Ons was langer van ons kan hou. Ek wil net, terwyl ons so sit, van ons begrafenis lees, en dan ons verder gaan voort. Ons Hemelse Vader het dit goed gedink om ons geliefde Basie na sy hemelwoning te roep. Hy was bevoorreg vir 75 jaar hier op aarde te kon leef. En ons dank ons Hemelse Vader vir die voorreg en genade om hom so lank by ons te kon hê. Dit was 'n voorreg om saam met hom die lewenspad te stap, waar hy diep spore in ons harte getrap het. Dit was mooi jare, en daarom sal sy teenwoordigheid baie mis. Sy nagedagtenis sal egter voortleef, en altyd vir ons dierbaar en kosbaar bly. Onthou sy hemelse rus, waar hy nie meer oor die droogte van die Wes-Transvaal hoef te bekommer nie. Ons sal altyd met liefde van dit woord van dank van die familie. Ons wil graag ons opregte dank uitspreek vir elkeen se liefde, ondersteuning en gebede in hierdie tyd. Dankie ook vir die omgee wat so wonderlik aangedra is. Dit beteken vir ons meer as wat woorde kan sê. Terwyl jy so sit, wil ek net vir ons die diens open met gebed. Dan gaan ons verder. Hemelvader, dankie dat U nie 'n God is wat daar ver is, maar Here, dat U naby aan elkeen van ons is. Die woord sê immers dat U is naby aan die wat gebroken is van hart en verslae is van gees. En in hierdie tyd, Here, wil ons juist so na U toe nader, want die woord leer ons ook nader tot Hom en Hy sal tot julle nader. En wil ek so bid, Here, dat U hier tasbaar teenwoordig sal wees. Ek wil so bid, Here, dat U vandag elke hart sal heel maak en elke traan sal afweer. Maar Vader, dat U in en deur dit alles verheerlik sal word. Ek wil so bid, Here, dat so hartseer soos wat hierdie vir ons as mens is, daar juis blydskap in die hemele mag wees. Vader, dat U dit so gebruik om kosbare siele weer terug by U te bring. Ons dank en ons eer U daarvoor. Seën dan ons so hierdie verrigtinge verder, en word daar in deur ons verheerlik. In Jesus mooi naam. Amen. Ek het 'n spesiale versoek gekry van mense wat baie lief is vir Tannie en Basie. Of ek graag hier sou wil wees, maar dit kon nie wees nie. Ons loop hier na die Colleen Gerber. En hulle het gevra dat net hierdie boodskapie wat hulle aangestuur het, ook net so kan speel. En dan vra ek nou dit daar. Baie dankie. Suster Marie, Jacques, Karina, familie en vriende, ek en Pauline groet julle in die mooi naam van die Here Jesus Christus, van hier uit Kleinmond uit, en ons het hierdie hoop wat die Bybel van praat, en hy sê, ons treur nie soos
die ander wat geen hoop het nie, maar ons treur en ons het hoop om mekaar weer eendag te sien. En ek wil net die boodskap wat die Here vir my gegee het, oordra, want hierdie boodskap weerspieël die waarheid van die woord waarin Broubasie geglo het. En die skrif wat die Here vir my gegee het is Prediker 8 vers 35. Hy sê, want hy wat my vind, het die lewe gevind en 'n welbehae van die Here gekry. Wonderlik, het die lewe gevind, en nou sê die woord ook vir ons in Johannes 1, hierdie mooi woorde. Hy sê, in hom was die lewe, en die lewe was die lig van die mensdom. Broubasie het Christus gevind, wat die lewe is. En wanneer ons in die skrif gaan verder kyk, is dit baie belangrik om te weet dat die woord sê op een plek, hierdie mooi woorde, Pontius Pilatus vra vir die Here Jesus, wat is waarheid? En die antwoord wat die Here vir my gegee het was, daar is geen leuen in die waarheid nie. Maar omdat hy die Here Jesus gevind het, het hy die volgende ook gevind. Want dis alles in Christus. Dis in Johannes 14 vers 6, waar die Here gesê het, ek is die weg, die waarheid en die lewe en die deur na die Vader. En ek het in Broubasie ontdek, vandat ons julle leer ken het, dat hy het liefde tot die waarheid aangeneem. Hy het die waarheid begin lief kry. En hy het die waarheid absoluut geglo. En die voorbeeld of die wonder van hierdie saak is, dat die waarheid vat jou na 'n sekere plek toe. Want hy sê in Psalm 43 vers 3, hy sê, stuur u lig en u waarheid, dat die my lei, laat die my bring na u heilige berg en na u woning. So die waarheid waarin Broubasie geglo, die waarheid wat hy verkondig het, dit sal hom bring in die woning van die Vader. Dis waarom die Here Jesus sê in Johannes 14, in die huis van my Vader is daar baie wonings, ek gaan hom vir julle plek te berei. En hierdie waarheid het hom gelei en hom deurgevat, sodat hy gelei kan word tot by die woning of in die woning van die Vader. En die wonderlikheid van die saak is nog dit ook, dat Psalm sê, 119 vers 30, hy sê, ek het die weg van die waarheid verkies. En dit is wat Broubasie gedoen het. Hy het die weg van die waarheid verkies. En nou sê hy in 19 vers 160, die hele inhoud van u woord is waarheid. En hierdie is vir ons eintlik die grootste hoop, dat hy die waarheid vasgevat het, die waarheid verkondig het, by die waarheid gestaan het. En dit sê die woord, bring hom in die woning van die Vader. En daarom het ons hierdie verwagting, dat ons mekaar weer eendag sal sien, as ons, wat hier in hierdie lewe is, in die waarheid, nie net gaan bly nie, maar die waarheid sal glo, die waarheid sal lewe, en die waarheid sal doen. En daar is geen groter blydskap, as hierdie waarheid wat ons kan het nie. Want wanneer ons dink aan ons woning daarbo, is daar een ding wat baie duidelik is, dat die dag wanneer die Here ons siele red en ons kry hierdie waarheid lief, dan kom ons in die gees by 'n feestelike vergadering in die gemeente van die eersgeborenes. Ek sê altyd vir mense by 'n begrafnis, dis 'n hele paar dae nadat 'n persoon wat gesterf het in Christus, hy het begin feeshou. En hier by die graf moet ons eintlik ook begin feeshou. Ons moet nie laat wees nie, ons moet feeshou. En dit is waarom die waarheid waarin hy geglo het,
vir hom op die einde van die dag gebring het by 'n feestelike vergadering. En kom laat ons dan vashou aan hierdie waarheid, sodat ons eendag by die Here Jesus kan uitkom en laat ons waarlik by die gemeente van die eerstgeborenes sal uitkom en dat ons by die feestelike vergadering sal uitkom, sodat die naam van die Here deur ons lewe verheerlik kan word op hierdie aarde, want daar is min wat vir die waarheid staan. En dit is vir my kosbaar om dit te weet, dat hy aan die waarheid geglo, hy die waarheid verkondig, en die waarheid sal hom lei tot in sy ewige huis, en ons dank die Here daarvoor. Gou die lied sing, wat baie mooi is, halleluja, sê so mooi. Hoor hoe sing hul daar op die goue strand, daar die nuwe lied so bly. Maak jou gerwe vas met 'n flinke hand, want die einde is naby. Ja, die Heer van die groot huis sal haas verskyn, sy stem, sy oog sal ons hoor en sien. Die Heer van die groot huis sal haas verskyn, dan bring hy die maaiers in. Ja, verwag ons daar op die goue strand, ons geliefdes wag nou daar. Hul die kruis gedra en die kroon ontvang, al hulle werke was hier klaar. Die gesang hou aan langs die goue strand, en dit maak ons harte sterk. Dit besiel met krag deur die soet geklank, wyl ons hier in hitte werk. O, die lied hou aan langs die goue strand, met sy geur van blomme skoon. En ons weet en voel, ons sal haas daar land, om vir ewig daar te woon. O, yes, halleluja. Sterkte en seëninge van ons kant af, en ons kyk uit vir mekaar, soos die ou koortjie sê, kyk maar uit vir my, ek sal daar wees. En so verwag ons die elkeen daar, in Jesus naam. Amen. Waarheid is wat ek kan inhaak by wat pastoor Flippie gesê, is vir die feit dat Mamasie was lief vir die waarheid. Hy was lief vir die waarheid. Hy was 'n man gewees wat gestaan het vir die waarheid. Hy het geglo daarin en hy het verkondig. Ek wil vra dat jy opstaan en dan gaan ons hartlik saam sing. Die Here is my herder, en ek sal my
toe Tannie Marie my kon sien in verlede week, toe praat ons so oor die skrifgedeelte waar hy daar bedien gaan word. En Openbasie was baie lief gewees vir die Bybel. Een van die redes hoekom ek persoonlik groot aanklank tot hom gevind het, is omdat hy 'n kenner was van die skrif. Die woord van God sê dat my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. En Openbasie was iemand wat gesout was in die woord van die Here. Hy het God se woord geken. Maar dit was nie net 'n geval van dat dit hier was nie, dit was spesifiek ook hier. Ek wil net vanaf dit deel praat vanoggend met iemand en die persoon vra vir my, hoekom is jy nou so mooi netjies aangetrek? En ek sê toe ek het 'n ringdiens vandag. En hy vra toe vir my, wie se ringdiens is dit? En ek sê toe dat dit Openbasie is. En hierdie persoon se eerste reaksie was, hy is definitief by die Here. Jy sien, hy het so geleef, dat dit nie net iets is wat hy gepraat het nie, maar dat dit 'n werklikheid was in sy lewe, dat hy die Here Jesus gevind het, en hom ook so gedien het. Maar saam met Openbasie se liefde vir die woord, was hy ook baie lief gewees vir die boek Openbaring. En toe ek nou onlangs by hulle gekuier het op die plaas, was hierdie sy eie woorde gewees. Hy het gesê, dis inteendeel die belangrikste boek in die Bybel. Nou ek weet gewoonlik as daar van Openbaring gepraat word, dan skrik dit ons as mens af, want dit is 'n baie abstrakte boek, 'n baie vreemde boek, 'n moeilike boek om te verstaan met al die simbole en alles wat daarmee saamgaan. Ek gaan nie vandag vir jou 'n teologiese woord bring nie, dis nie die geleentheid daarvoor nie. Maar die boek Openbaring is juis geskrywe vir gelowiges. Dis 'n boek vir die gelowige, vir die persoon wat in die Here Jesus Christus glo. Dis 'n boek vir hulle gewees. Verder is dit ook nie 'n boek wat ons as gelowiges moet afskrik of bang moet maak nie, maar God se bedoeling daarin is juis dat dit 'n seën sal wees vir elkeen wat die woorde van die profesie lees, dit hoor en bewaar, want die tyd is naby. So wanneer daar uit Openbaring gepraat word, moet jy weet dat God se doel juis daarvoor is dat dit tot 'n seën sal wees vir jou wat in hom glo. Nou, omdat hy so lief was vir die boek, het Tannie Marie het goed gedink dat ek ook so uit die boek Openbaring uit moet bedien. En ek lees uit hoofstuk 2 van vers 8. Dis die Here Jesus self van die woord. En skryf van die engel van die gemeente in Smyrna. Dit sê die eerste en die laaste, wat dood was en lewend geword het. Ek ken jou werke, en verdrukking en armoede, maar jy is ryk, en die lastering van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar 'n sinagoge van die Satan. Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word, en julle sal 10 dae lang verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly nie. Kom ons bid net oor die woord. Vader, dankie dat ons vanmôre hier kan wees en jy so rondom die woord kan vergader. Here, dankie dat U juis vanmôre bemoeienis met elkeen van ons as mens wil maak en so by elkeen wil stil staan. En ek bid so, Here, dat in hierdie tyd dat U met elkeen van ons bemoeienis sal maak en dat ons sal ontmoet, ons sal versterk met U sterke hand. Maar Vader, dat U in en deur dit alles verheerlik sal word, is ons gebed in Jesus mooi naam. Amen. Amen. Soos ek gesê het, Openbasie was baie lief gewees vir die boek Openbaring. Een van die hoofredes daarvoor is omdat dit die oorwinning van die Here Jesus uitbeeld in die grootste detail. Jy sien, wanneer ons in die evangelies lees van Matteus, Markus, Lukas en Johannes, dan vertel dit vir ons van die lewe van die Here Jesus hier op aarde, maar die boek Openbaring beskryf vir ons juist die
die oorwinning wat Jesus Christus behaal in die toekoms. Nie net hier op aarde nie, maar hoe die hemel neer gaan sak hier op aarde en hy hier op aarde gaan heers en regeer. Nou een van die hoofredes hoekom ek dink dat baie mense nie noodwendig verlief is vir die boek Openbaring nie, is omdat die vyand gaan en hy ons probeer verblind daarvoor, ons oë wil toemaak, ons wil bang maak daarvoor, juis omdat dit vir ons beskryf hoe hy oorwin word. Jy sien, dit is juis 'n boek van oorwinning, van hoe die Here Jesus oorwin hier op aarde, maar ook so hoe ons as gelowiges wat in God glo, deel gaan hê aan daardie oorwinning. Hoe ons saam met die Here Jesus in daardie oorwinning gaan deel. Maar nou gebeur dit dat die Here Jesus gaan en hy spreek 'n groep gelowiges toe. Hy spreek 'n gemeenskap van gelowiges toe, 'n gemeente. En hierdie spesifieke gemeente het hulle self bevind waar daar grootskaalse verdrukking was en dit het selfs gebeur dat baie van hulle vriende en familie dalk ook moontlik afgesterf het. En nou gaan die Here Jesus en hy stel homself voor op 'n wyse wat baie persoonlik is, dat hulle juist ook daarmee kan assosieer. En hy sê ten eerste, dit sê die eerste en die laaste. En dit is eintlik deel van God se ewige natuur. Jy sien, God is voor alles, maar ook selfs nadat alles gaan plaasvind, sal hy nog steeds wees. Hy was gister was hy God gewees, almagtig. Vandag is hy nog steeds God almagtig en môre sal hy definitief ook nog steeds God almagtig wees. Jy sien, hy verloor glad nie enigstens sy krag of sy autoriteit soos wat tyd aangaan nie. Hy word nie swakker of moeg oor tyd nie, maar inteendeel, hy is wat hy is. En nou stel hy homself voor as die eerste en die laaste. En dit word vir my in baie mooi beskryf toe die profeet Jesaja profeteer en hy sê, so spreek die Here, ek is die eerste en die laaste, buite my is daar geen God nie. Jy sien, wanneer die Here Jesus homself voorstel as die eerste en die laaste, sê hy juis, hy is die een wat in beheer is. Hy is die een wat die finale sê. En wil ek u daarmee bemoedig vandag, liewe broer en suster, juist om vertroosting, dat ons nie bekommerd hoef te wees nie, want die Here Jesus het elke ene van ons veilig in die holte van sy hand. Maar dan gaan hy verder en hy maak hierdie verklaring en hy sê, wie dood was, maar wat lewend geword het. Was 'n tyd terug, was ek by 'n begrafnis gewees van iemand anders by 'n ander kerkgenootskap. En dit was vir my baie opvallend wat die prediker gepraat het oor die dood. En ek sê dit met baie deernis vandag. En dit is my gevoel asof dit ongevoelig oorgedra word, asof dit maar net nog 'n gebeurtenis is. Die werklikheid van die saak is 'n man wat ons vooruit gegaan het. Dis 'n vader wat nie meer daar is nie. Dis 'n oupa wie se stem stil geword het. Maar ten spyte van dit alles, gaan die Here Jesus en hy sê, ek was dood, maar kyk, ek leef. En dis een van die grootste wonderlike dinge vir ons as gelowiges waar ons kan vashou met die diepste van ons menswees, is dat jou en my verlosser die graf en die dood oorwin. Jy sien, baie maal gebeur dit dat ons dink dat dit is die einde wanneer iemand hulle laaste asem uitblaas hier op aarde. Maar die werklikheid is, dis eintlik maar net 'n breek wat plaasvind. Hulle wissel maar net die tydelike met die ewigheid. Maar daar gaan 'n dag kom, juis wanneer die bassein van God gaan weer klink. En elkeen van ons wat in Jesus Christus glo, gaan dan die opstanding tot die lewe kan smaak, omdat ons verlosser juis ook opgestaan het en hy leef tot in alle ewigheid. Jy sien, hier is die wonderlike ding van dit als Jesus stel homself voor aan 'n groep gelowiges en hy sê hierdie ding, juis dat hulle sal weet, hulle dien die lewende God. As daar iets is wat ek in my lewe ervaar het in die bietjie meer as 3 jaar wat ek Openbaring geken het, is dit dat hy het geweet, hy dien die lewende God. En hy het geen geheim gemaak daarvan nie. Ek wil dit vandag, wil ek sonder twyfel sê, Allah is nie God nie.
En ek kan dit sê wat Basie het geglo. En ek kan dit ook sê wat dis wat ek op self glo. Mohammed is nie die boodskapper van God nie. En inteendeel nie een van hulle leef as ons nie, maar daar is een wat leef tot in alle ewigheid en sy naam is Jesus Christus. En hy stel homself juist voor aan hierdie groep gelowiges om te sê, julle hoef nie bekommerd te wees nie. Ek het die dood oorwin en julle dien die lewende. Wat my mooi is, jy so van die lewe van Basie, gewoonlik by geleenthede soos hierdie dan, probeer ek gewoonlik te getuig van persoonlike ervarings. En wy ons op 'n stadium in verlede jaar by Basie in 'n kuier, praat hulle so van Zakkie en Karina, hulle wat in die buiteland werk, en is daar eintlik hierdie ouer trots van hoe goed dit met hulle kinders gaan. Ja, hulle verlang na hulle daar ver, maar daar's hierdie vader en moederlike trots van hulle weet dat daar guns op hulle lewe is. En soos wat hulle dit vertel, merk ek op dit wat die Here in die Ou Testament sê, toe hy sy gebooie gee, toe sê ek is die Here God wat jou uit Egipte land uitgelei het, en slawehuis uit, dan sê jy mag naas my geen ander gode dien nie. En dan sê hy verder, en dan van die wat God haat, besoek hy die sondes van die vaders tot in die derde en die vierde geslag, maar dis wat nie op julle van toepassing nie. Maar dan sê hy verder, en dis juist wat op julle van toepassing is. Maar ek bewys barmhartigheid tot aan die duisende van die wat my liefhet. En op daardie oomblik toe ervaar ek dit juist wat hulle vertel van die guns wat hulle kinders daar in die buiteland beleef. Daar is 'n pappie en 'n mammie hier in Suid-Afrika wat die Here dien. En so spoel dit deur dat God wys sy guns, hy bewys sy barmhartigheid so aan die duisende van die wat hom liefhet. En wil ek vir julle sê vandag, Zak, Karina, julle is twee van die mees geseënde mense wat ek ken, omdat daar 'n vader en 'n moeder is wat so naby aan die voete van die Here Jesus geleef het, omdat daar nog steeds 'n mammie is wat met haar hele mens bly vasklou aan die Here en weet dat hy is die een wat haar hierdeur dra. Julle is verseker twee van die mees geseënde mense wat ek ken. Maar dan gaan die Here en hy gee hierdie opdrag. En hy sê dit juist vir hierdie groep gelowiges, wees getrou. Ek wil sê tot die einde. Wees getrou tot die einde toe. Tannie Marie vertel vir my, ons die dag daar by haar was, na ons hierdie hartseer nuus gekry het. In die afgelope tyd het hom Basie homself nie opgehou met sy sinnelose praatjies nie. Wanneer hy gesprekke gevoer het, hy gepraat met die woord van God. En dink ek so dat dit was nie net 'n opdrag wat die Here gegee het van wees getrou tot die einde toe nie, maar ek dink inteendeel dit was 'n leefwyse wat hy gehandhaaf het om tot die einde toe getrou te wees. En dan gee die Here hierdie belofte om te sê, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Kroon van die lewe. Ek weet van 'n man wat baie jare by 'n maatskappy gewerk het, en toe hy klaar maak daar, toe was sy totsiens geskenk, maar net 'n printer gewees, wat die maatskappy vir hom gegee het, om vir dankie te sê vir sy jare diens. Die werklikheid is dat ons as mens kan baie maal beloning kry hier op aarde, help by mense, maar dan is dit net tydelik sy waarde. Dis nie iets wat blywend is nie. Maar die loon wat die Here Jesus vir ons as gelowiges gee, wat getrou is tot die einde toe, is juist die kroon van die lewe. Dit is 'n beloning wat nooit sy waarde sal verloor nie. Dit is juist so dat ons hierdie hoop en hierdie sekerheid het, dat maak nie saak wat die minister van Finansies sê, of wat daar wêreldgebeure betref, wat ook al mag aangaan nie, niks van dit kan die waarde van hierdie beloning wegvat nie, want dit is die kroon van die lewe. En so het ek dit bevind, dat Basie het getrou die Here bly dien tot aan die einde toe. Ek wil jou dit vra vandag, lieve vriend, want jy sien 'n geleentheid soos hierdie bestaan vir 3 redes. Die eerste is om die lewe te herdenk van die persoon wat ons vooruit gegaan het.
En ek kan dit vandag met sekerheid sê, want die Bybel sê dat 'n ouderling wat goed gedien het, is nou die eerwaardig. En Obasie is verseker iemand wat goed gedien het, en is hy verseker ook nou die eerwaardig. Maar die tweede rede is ook natuurlik om hoop te gee vir ons wat agterbly en vertroosting te bied in en deur die woord van die Here. Maar dan die derde rede wat baie belangrik is om seker te maak dat ons wat hier is gereed vir wanneer ons dag aanbreek. En ek wil jou dit net vra vandag, liewe vriend, is jy nog steeds getrou tot die einde toe? Is jy nog steeds daar waar jy veronderstel is om te wees? Ons almal wat vandag hier so sit weet, ons ken die Here, ons kom dalk uit huise uit waar die Here gedien is, maar ek wil jou dit juist vra, is jy nog steeds getrou in jou lewenswandel? Net dit wat sê, waar sê dit, nou, onlangs genoem toe ons by hom was, sê hy baie al, dan kyk hy so na grafte, waar daar grafstene is, en dan staan daar op die grafsteen, jy is nou veilig in Jesus se arms, of jy is veilig aan Jesus se voete. En hierdie is wat hy self gesê, hierdie was sy eie woorde, en hy het gesê, baie maal is dit nie die waarheid nie. Want daardie persoon het dalk juist nie, maar het juist nie 'n lewe geleef van een wat die Here dien nie. En dan word daar op 'n klip geskryf, jy is veilig by Jesus se voete, terwyl dit dalk nie die geval is nie. Jy sien, broer en suster, ek wil u vandag dit sê met alle ernstigheid, dat elkeen van ons gaan verseker op eendag voor die regterstoel van God staan. Maar as ons nou die keuse maak om God te dien in gees en in waarheid, dan weet ons dat wanneer ons voor hom gaan verskyn, gaan hy vir ons sê, wel gedaan, goeie en getroue diensknegt. Oor min was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Want ek hierdie vers gelees het, as oor Flippie het dit reg ook genoem, in sy video, in die Johannes 14, hy sê, laat julle harte nie ontstel word nie. Glo God, glo in my, in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek het vir julle gesê, ek gaan om vir julle 'n plek te berei, en as ek gegaan het en vir julle 'n plek berei, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En so kom het daarop neer dat die Here Jesus het op basis die plek vir hom voorberei. En toe daar die voorbereiding afgehandel was, God sy dank, toe was hy ook voorberei om sy meester te kan ontmoet. Weet jy wat so opvallend? Ek het baie maal al gesien, mense wat naby aan die Here leef, weet dit dalk nie noodwendig wanneer daardie dag aan gaan breek nie, maar hulle is voorberei vir daardie dag. En ek kan dit vandag met alle oortuiging in my menswees sê, Basie was gereed gewees, want hy het gewees daar op soos 'n plek voorberei. Ek wil jou aanmoedig vandag, liewe broer en suster, liewe vriende, geen een van ons kan die ewige lewe beërwe deur ons goeie werke nie. Niemand van ons kan werk daarvoor op meriete nie, maar slegs deur geloof in die Here Jesus Christus, en wie hy is, en wat hy gedoen het, gee dit vir jou en my toegang tot die ewige lewe. En mag die Here vandag so in u hart werk, en eerstens vir u vertroosting gee, maar ten tweedens ook so, en daardie geloof sal gee, om ten volle in hom te kan glo. Mag God sy woord in die lewe sien, so Jesus sy naam. Ons bid dit saam. Vader, baie dankie, dat u juis die een is wat vir ons vertroosting gee, terwyl van die woord sê juis
die een is wat al die trane sal afvee. En dit is in hierdie oomblikke, Here, dat ons juis die lewe kan vier, kan weet, dat ons nog steeds die hoop het, dat U is die lewende, maar saam met ons steeds, in ons mens wees, is daar 'n groot eind. Ek wil nou bid en wil ek vra, Here, die elke traan sal afvee, die elke hart sal heel maak, en Vader, dat elkeen van ons so U vertroosting sal beleef, op U unieke wyse, soos wat U by elkeen van ons staan. Ek wil ook so bid, Here, hierdie was 'n woord van aansporing, en jy so vir elkeen om te sê dat ons leef in hierdie voorbeeld wat die sterk van U gestel het. Ek bid so, Here, dat elkeen van ons wat vandag hier so sit, ook so gereed sal wees vir daardie dag wat ons hier gaan. Ek bid so, Here, seën U ons, versterk U ons, wees U naby ons, en dra U ons, Here, met U sterke hand. In Jesus mooi naam. By die graf het ek het genoem, en ek gaan het weer 'n keer sê, as jy het gesien, na die wederkoms van die Here Jesus. En daar sekere dinge van hom gewees, wat as jy hom geken het, dan had jy verstaan hoe dit gedoen word. Ek eerstens baie gehou van 'n vrolike, opgewekte liedjie, maar ons klomp Pinkstermense wat 'n liedjie oor kan sing, hy niks daarvan gehou nie. So ek gaan vra dat jy sal opstaan asseblief, en dan gaan ons juist so 'n lied saam sing, 2 liede saam sing, oor die wederkoms van die Here Jesus, maar ons gaan dit net 2 maal saam sing, en jy sal net so, Jesus,